Goeienaand almal, dis vir my 'n wonderlike voorreg om vanaand weer vir Dr. Gerda de Groot voor te stel aan almal. Sy het ook gevra dat ons nie vanaand vra nie. Ek kan vir julle agterna kan ek of Jessie vir julle haar nommer gee wat julle net vir haar vra kan WhatsApp. Maar ons sal graag die volledige lesing aan een wil hê. Omtrent 30 of 40 minute, so ons kan agterna kan ons maar net kan jy net vir ons vra vir enige ekstra vrae wat jy sal hê. Goed, Dr. Gerda de Groot, ek stel jou aan die woord. Sy praat vanaand oor glutathione en ons is ene ore. Goeienaand Ilse, baie dankie en goeienaand aan al die mense daar. Dit is nogal vreemd om naam te sê, want hier by ons is dit nog in die oggend. So 'n wonderlike voorreg om weer met julle almal te kan gesels. So ek wil sommer inspring, want ek het weer baie interessante dingetjies hier vir julle. Jy sien, dit was 2 weke van navorsing wat ek gedoen het, wat ek nou in hierdie 30 minute moes saamgesit het, maar ek het baie geniet en ek het baie geleer. Goed, ek wil net begin deur te sê, ek is nie 'n mediese dokter nie en ek maak geen mediese eise of diagnose nie. As iemand LifeWave se plakkers wil gebruik hulle dit vir algemene welstand en enige iets meer as dit, moet hulle met 'n algemene praktisyn praat. Aangesien hierdie video alleenlik saamgestel is vir vermaak van die luisteraars. So dit word van my verwag om dit vir julle te sê. Ek het die eredokters gekry in frekwensie medisyne, so dit is waar die titel vandaan kom. Goed, soos ek sê, baie belangrike en baie interessante inligting wat ek hier het, en ek is seker van julle mense wat hier op is, gaan feite en goed hê wat ek nie het nie, en as julle graag my wil WhatsApp na die tyd, ek sal baie graag meer wil leer, want een mens weet nie alles nie, né? Goed, ek gaan van my notas afwerk, omdat dit so baie feit is, en ek wil absoluut niks mis nie. So ja, weer 'n lekker stuk tyd, en hierdie porsie gaan ons glutathione noem. Goed, my geselsie gaan wees oor die beginsels, die basiese beginsels, van die doeltreffendheid van glutathione in die algemeen, die noodsaaklikheid en wat dit presies is. Hierdie inligting het ek verkry uit kliniese studies van LifeWave, verskeie ander dokters buite LifeWave, sowel as verskeie video-inligting van Dr. David Schmidt en ander dokters en wetenskaplikes. So ek wil net vir julle sê, niks van hierdie inligting wat julle hier gaan hoor of feite is my algemene kennis of my siening nie. Goed, glutathione is die moeder van alle antioksidante. So ek wil verstaan waarom Dr. David besluit het om hierdie plakke te vervaardig en julle gaan beter verstaan, soos ons hier gaan stap. Dit word deur ons lewer vervaardig en elke sel in ons liggaam bevat glutathione. Die liggaam kan nie sonder glutathione oorleef nie, volgens Dr. David. Die plakkers stuur informasiesyne in die liggaam en word nie deur die vel opgeneem nie. Vir die liggaam om glutathione te vervaardig, dis belangrik hierdie een, moet jy sisteen hê, wat in eiers en suiwelprodukte gevind word. Maar, Dr. David noem, dat indien jy nie diereprodukte eet nie, en of vegetaries is, moet jy NAC aanvulling neem, sodat die lewer glutathione kan vervaardig. Dit gaan die glutathione plakker baie meer effektief maak. Met sisteen aanvulling sal glutathione met 14% oor 'n tydperk van 30 dae styg. Maar, indien ek die glutathione plakker gebruik en genoegsame swavelverrykte kosse eet, kan dit glutathione vlakke met 300% verhoog en dit konstant hou oor 'n tydperk van 24 uur. Dis fantasties, julle. Daar's geen ander produk wat ek kon vind wat dit naaste by kan doen nie. NAC is die verwerkte vorm van sisteen, is een van die aminosure. Het verhoog die produksie van glutathione, is makliker vir die liggaam om te verwerk en is 'n tipe van swaal.
Nou, dit is wat belangrik is vir die lewer om glutathione te vervaardig, né? Swaal vind ons onder andere in knoffel en nog ander groentes waarvan ek julle later 'n meer volledige lys sal gee. Ons sien dat wanneer ons knoffel fyn druk, dit 'n taaierigheid vorm. Wel, dit is die swaal. Is dit nie interessant nie? Kom ons maak 'n assosiasie van waarom die swaal taai is. Dink aan swaal as daardie taai vleepapier wat ons as 'n vleevanger gebruik. Al die gifstowwe in ons liggaam kleef daarin vas aan hierdie swaal en dan kan die liggaam daarvan ontslae raak. Hy kan dit dan uitwerk. Goed, kan dit gebruik word vir beserings? Vir kroniese beserings, volgens Dr. David, dis nou ook ou kroniese beserings, kombineer glutathione plakker met X39 en die Eon plakker. Die rede hiervoor is omdat kroniese beserings geassosieer word met vlakke van verhoogde inflammasie en die stamselle is aangetrokke tot die area van inflammasie, maar inflammasie veroorsaak stamselafsterwe. Kan ons dit vir pyn gebruik? Dr. David sê daar's ook gevind dat in sommige praktiese ervaring, wanneer 'n persoon byvoorbeeld pyn in die knie het, die glutathione plakker selfs daarvoor gehelp het, aangesien dit oksidasiestres en dus inflammasie verminder. Wat van ontgifting? Nou, as ons praat van ontgifting, dan is dit nou die algemene woord wat ons gebruik, detox, vir die liggaam te detox, daagliks. Nee, ek praat nie van diarree of spoelings of wat nie, net gewone gifstowwe daagliks uit te werk, die sistemiese gifstowwe van kosvertering ensovoort. Ons almal se liggame moet 'n goeie ontgiftingsvermoë hê om ontslae te kan raak van die chemiese spuitmiddels soos onkruiddoders, plaagdoders, swamdoders en insekdoders. Swaar metale, plastiek. Nou ja, mense sê maak eet nie plastiek nie. Ons gebruik plastiek eetgerei. Ons koop partytjie kos aan in plastiek bakkies ensovoorts. Ons drink uit plastiek bekers en glase en ons liggame neem dit op. Klere en stoffering van ons meubels byvoorbeeld, wat met formaldehyde en ander chemiese stowwe behandel word, ons liggame neem dit op ter spel. Dit word opgeneem deur ons asemhaling, eet, drink en vel, soos ek nou genoem het. Ek wil net gou hier so bysit, en dit is, onthou wat ek nou vroeër gesê het, wat Dr. David ook sê, as iemand vegetaries is, moet hulle ook NaC aanvulling gebruik, sodat die lewer glutathione kan vervaardig, en hy sê hier is die rede, as gevolg van al die spuitmiddels op ons kosse, en die grond wat so uitgeput is, het ons kos nie meer die voedingswaarde en genoeg swaal in dit nie. Hy sê, Dr. David sê, vreemde chemikalieë is in 100% van die bevolking. En dan sê ook, daar is byvoorbeeld gevind dat 'n pasgebore baba ten minste 287 bekende gifstowwe in hulle naalstring bloed het. Is dit nie verskriklik nie? Belangrik om 'n veselryke dieet te hê, sê hy, aangesien dit sal help om hierdie gifstowwe weg te dra. Nou, hierdie swaal, wat ons sê is al die plakker, dat gifstowwe kleef daaraan vas, maar nou het ons ook 'n veselryke dieet hê om dit uit die liggaam uit te kan laat beweeg. Glutathione word vir dekades in hospitale gebruik om kook en ander swaar metale te verwyder. Is dit nie interessant nie? Glutathione verwyder 'n baie groot verskeidenheid gifstowwe uit ons liggaam. Hoë vlakke is nodig in lewer om ontgifting te vergemaklik. Ons lewer is die grootste regenererende orgaan in die liggaam en het die mees gekonsentreerde vlakke van glutathione. Waarom? Want dit word daar vervaardig, nee. Hier is 'n getuienis van Dr. David, baie interessant. Dr. David sê dat glutathione is die een plakker waarsonder hy nie sal reis nie, en hy het 'n kort storie om dit te stel. Hy sê 'n paar jaar gelede
was hy in Mexico en het 'n nuwe paar sandale gekry om die strand te geniet. Hy het ek wil net vir julle sê hier in Amerika ook, ons loop met sandplakkies op die strand, hoor. Nie soos dat ek in Suid-Afrika gewoond was, kaalvoet op die strand nie. Dit is sommer net vir die goed wat daar is, wat jou voet kan sny ensovoorts. En hy het ongelukkig die bokant van sy voet geskraap en 'n infeksie gekry binne die eerste dag wat hy daar was. Hy het die infeksie omring met 3 glutathione plakkers en binne 24 uur was die infeksie weg. Hy sê dit is slegs een voorbeeld van die glutathione plakker wat hom 'n aantal kere gered het. In geval van seerkeel of verkouerigheid, dan plak hy ook sommer 2 glutathione plakkers weerskante van sy keel, as ook 'n X39 en X49. En hy sê dit is so vinnig dat hy ontslae raak van 'n seerkeel en hy krapperigheid en siekerige en hoes. Kan dit help vir kraakbeen? Hier is Dr. David se antwoord op hierdie vraag. Hy sê in geval jy beskadigde kraakbeen in jou knie het, dit verskaf nie net pynverligting wat dit kan verskaf nie, maar ek wil hier quoteer wat hy gesê het. Hy sê, in tradisionele medisyne is daar eens gevind dat dit onmoontlik is om kraakbeen te regenereer as dit eers verlore is. Dit is nou weer lê met stamseltegnologie. Wat ons gesien het, is dat verlore kraakbeen geregenereer kan word indien ion aan die binnekant van die knie en glutathione aan die buitekant van die knie geplak word. Dis gou 'n paar LifeWay kliniese studies wat ek bietjie met julle wil deel, wat ook vir my baie interessant is. Hy sê die studies het gevind, die glutathione plakker verbeter die funksies van 7 organe, soos gemeet deur 'n EIS stelsel. En hierdie organe is jou lewer, hart, brein, niere, longe, vel en oë. Ek gaan 'n bietjie meer daaroor sê later. Die studie het ook getoon dat die glutathione plakker meer effektief is in die verbetering van cellulêre orgaanfunksie wanneer dit daagliks gedra word, dit wil sê 7 dae per week in plaas van slegs 5 dae per week. Ons hoor nie sommer dit nie, né? Ek wil hier iets wat julle in ag moet neem, baie belangrik, dat die X39 of ion nie hier met die glutathione gekombineer was vir die studie nie. So, baie interessant. Nou, dit is hierdie 7 organe wat ek nou na verwys het, wat ek hom aangehaal het vir Dr. David. Hierdie organe se cellulêre orgaanfunksie kan verbeter word as jy dit elke dag dra 7 dae week. Goed, want hulle het toets gedoen vir 5 dae week, 7 dae week ensovoorts. Kan dit gewigsverlies vir gewigsverlies en oefening help? 'n studie van 2015 met mense wat betrokke is by oefening en gesond eet, toon dat glutathione onderdruk spiermoegheid en verbeter metabolisme sowel as sportprestasie. Glutathione help jou liggaam om te genees van die stres van oefening en weerstandsoefening. Glutathione bevorder maarspier en vetverbranding wanneer jy oefen. Glutathione speel ook 'n rol om nuwe mitokondria te maak. Baie belangrik. Party van julle wonder dalk nou, hoe vergelyk die SP6 dan teenoor die glutathione vir gewigsverlies? En ek haal weer eens Dr. David se woorde aan. Hy sê, die twee is heeltemal verskillend, aangesien SP6 ontwerp is om mense te help om hinkerings, ons sal sê cravings, te beheer en bloedsuiker te bestuur. So dis hinkerings te beheer en bloedsuiker te bestuur. Dis eintlik waarvoor die SP6 ontwerp is. So sportmanne en vroue, hier is 'n verrassende voordeel van glutathione vir julle. Studies toon dat glutathione, soos carnosine, laktaatvlakke in die bloed kan buffer, wat beteken dat dit help om die pH te balanseer in die liggaam. Wat vir sportmanne en vroue baie belangrik is.
Goed, nou gaan ek gou vir julle hier 'n lekker lysie gee van watter kosse help met verhoogde glutathione-produksie en bevat glutathione. Pomelos, arbeie, dis 'n bron van glutathione en Vitamiin C. So Vitamiin C is wat ook die lewer help om glutathione te vervaardig. Sitrusvrugte in die algemeen, granate, kiwi, olyfolie, maar nie ander saadolies nie. Baie belangrik. Avokado, amandels, Brasiliaanse neute, sonnebloemsaad, asperges, wat ook hoog is in folaat, baie belangrik vir lewerfunksie. Broccoli, blomkool, bratselspruit, kopkool, bok choy, spreek julle dit uit daar in Suid-Afrika? En eintlik die hele koolfamilie is hoog in swaal. Baie interessant, né? Komkommers, groenbone. Nou onthou, almal wat ek hier leer is nie net hoog in swaal nie, van hulle het die vitamiene en die minerale wat ook nodig is om die lewer te ondersteun om glutathione te vervaardig, né? So komkommers, groenbone, soetrussies, papajas, spinasie, baardlemoen en hier kom ons gou weer by swaal en dit is knoffel, eie en graseie. Hoog in swaal. Borrie, melkdistal, okra, tomaties wat ons weet is hoog in Vitamiin C. Goed nou, Dr. David noem, hy sê die gebruik van hierdie kosse is verkieslike rou op liggies gestoom, en dan gaan jy die beste voordele van glutathione uit dit kry. So is iets interessant, sampioene, ook belangrik, maar sommige spesies, soos die met swaalbevattende aminosuur. Ek wil toch vir julle noem, dit is hier ook, wat ek ook by een van die mediese dokters geleer het, eet asseblief sampioene goed gaar. Jy moet nooit 'n sampioen rou eet nie. Ons hou van hom rou sampioene in ons slaai te sit, baie ongesond. Vir verskillende redes, ek gaan net hierso 2 of 3 kies noem. En hy sê ook, dis nie Dr. David nie, dis een van die ander mediese dokters wat ek dit by geleer het. Hy sê jy moet sampioen ten minste vir 1 uur gaar maak. Party van hulle het selfs 3 ure nodig om gaar te word en by hoë temperature. Rou of semi-gaar is om verskillende redes ongesond. Een rede is dat die taai selbande moeilik is vir mense om te verteer en kan dus spysverteringsprobleme veroorsaak. Sampioene het ook 'n risiko van bakterieë en parasiete. Nou weet dit kon raai. Al parasiete, ons dink nie aan so iets nie, né? Goed, beesvleis ook belangrik vir glutathione, vir lewer om glutathione te ontwikkel, maar beesvleis wat van grasgevoerde beeste is, dit is 'n goeie bron van glutathione in voorlopers. Waarom? Dit is 'n hele ander onderwerp op sy eie, maar die bees het 'n grasspysverteringsstelsel, nie 'n mielie nie. Goed, en dan suiwel is ook baie goed, bevat glutathione, maar rou en ongepasteuriseerd en ongehomogeniseerde melk en suiwel. Dit bevat glutathione. En dan vis, maar wat nie uit teeldamme kom nie, maar wild gevang word. Dit wil sê in die see en ensovoorts. Hoendervleis en eiers van hoenders wat op 'n omnivoor dieet grootgemaak is. Waarom? Want dit is presies wat 'n hoender, kom ons sê, dieet eintlik is, né? Hy is 'n omnivoor. En as hy net op mielies gevoer word, het hy definitief die hoendervleis en die eiers, het nie die voedingsware wat hy veronderstel is om te moet hê nie, en dan gaan hy ook nie 'n ondersteuner wees vir glutathione nie. Goed, dan Dr. Nayan Patel noem dat ons die lewer met glutathione moet ondersteun indien ons op voorgeskrewe medikasie is. Interessant, soos byvoorbeeld antidepressante, hormoonverwante medikasies, bloeddrukmedikasie, cholesterol, antibiotika, steroïdes, kortison, selfs narkose.
Nou praat ons van lokale narkose ook, nie net sal hy jou onder narkose gesit het, laat slaap het nie, hoor. Want dis ook swaar op die lewer, narkose, lokale narkose ook, betand ensovoorts. En selfs as ons nie organiese kosmetiese produkte gebruik, want alle medikasie gaan deur ons lewer, alles wat ons op ons vel sit, gaan deur ons lewer, en dit belas die lewer met gifstowwe. So, en dan sukkel die lewer weer om glutathione te vervaardig. Nou is baie interessant, 'n lang lys van siektes met gedokumenteerde skakels na lae glutathione. Dis neuro- en breinsiektes, dis die wat die senuweestelsel en breinsiektes, wat insluit Parkinsons, wat direk geassosieer word met uitgeputte vlakke van glutathione. Indien jy genetiese risiko het vir Parkinson, gebruik beslis nou al die glutathione vlakke. Kyk ook na die, en dit is nou my woorde hier, kyk ook na die YouTube video van Dr. Pelmutter, jy spel dit Pelmutter, die 'n demonstrasie lewer met sy Parkinsons pasiënte en glutathione inspuitings gee. Nou wil ek net hier noem, ek gaan net nou vir julle verduidelik van die glutathione inspuitings, maar ek wil net noem dat hy inspuitings gee. Goed, dan Alzheimer's hou ook verband met 'n skakel na lae glutathione, Huntington's, ALS, migraines, MS, autisme, ADHD en ADD, bipolêre verstoring, depressie, kardiovaskulêre toestand wat insluit aardwandverharding, angina, disfunksie van die hart, hoë bloeddruk, beroerte, en ook immuniteit en kanker, het ook 'n skakel na lae glutathione wat insluit die HIV virus, dis en vigs, kanker, verwysende na borskanker, longkanker, servikale, kolon, eierstok en leukemia. Lupus, virale infeksies, asma, akne, Lyme's, allergieë, tandvleisontsteking, reumatoïede artritis. Ja, ek bedoel, en hier kom nog, julle, die skildklier en pankreasfunksie wat insluit diabetes. En Dr. David sê, deur die carnosine plakke met die glutathione plakke te gebruik, kan jy die velskade voorkom wat deur diabetes veroorsaak kan word. Dis 'n baie interessante feit, reg? Glutathione het ook die vermoë om bloedsuikervlakke te help balanseer. Vir tipe 1 of tipe 2 diabetes beveel Dr. David sterk aan dat jy met jou dokter praat, sodat jy alfa-lipoïnsuur 300 mg 3 of 4 maal per dag kan gebruik, want studies toon dat die behoefte aan insulien by tipe 1 diabetes met 60% verminder is, as hulle hierdie alfa-lipoïnsuur gebruik, 300 mg 3 tot 4 keer per dag. Gelukkig neem ons hierdie Zoom op, want dit is baie inligting om te onthou en notas te maak. Pankreatitis word ook verband met, volgens studies, met lae glutathione, stop, my aandag is bietjie afgetrek. En dan ander wat insluit is in inflammatoriese veldtoestande. 'n raadgesertifiseerde dermatoloog het die gestigte van 40 studiedeelnemers ondersoek na 2, 3, 4 en 6 weke van die dra van die glutathione plakke. En daar was aansienlike verbetering in swart koppies, wit koppies en gemiddelde akne oor daardie tydperk wat hulle geobserveer het. Goed, versnelde veroudering. Dit wil sê party mense verouder vinniger as wat hulle moet, né? Hier het ek 'n interessante feit gekry. Volgens die wetenskaplikes sal jy vanaf die ouderdom van 20 elke enkele dekade 'n afname van 8 tot 12% sien in glutathione. En volgens hulle is net 'n daling van 30% in glutathione genoeg
om cellulêre disfunksie te veroorsaak. En dit kan lei tot baie verskillende gesondheidstoestande. Studies het bevind dat mense wat ouer as 100 jaar is, hoë vlakke van glutathione het. Nou ja, die van julle wat ouer as 100 wil word, maak seker dat julle julle plakkertjie gereeld dra. En NAC neem. Goed, artritis hou ook verband met lae glutathione. En kroniese moegheid, kroniese obstruktiewe longsiektes soos COPD, jeug, hepatitis van enige aard, en Dr. David sê tydens die COVID-pandemie het studies getoon dat produkte soos glutathione mense gehelp het om deur die pandemie te kom en ook met die neeweffekte gehelp het. Hy sê om dit gereeld te gebruik, kan jy jouself teen griep en verdere pandemies beskerm. Goed, sistiese fibrose is ook op hierdie lys, onvrugbaarheid, sigprobleme. Dit is insluitende makulêre degenerasie. En as ons praat van makulêre degenerasie, dan dink ek moet mens sekerlik weer teruggaan na jy met jou glutathione plakker baie meer gereeld gebruik, want hier is 'n selregenerasie wat jy wil hê in die oog dan plaasvind, né? Dan noem Dr. David dat die Amerikaanse weermag jare gelede besef het dat glutathione belangrik is vir mense se gehoorverlies. Dis was my baie interessant. Maagseer hou ook verband met lae glutathione vlakke en Dr. David sê ook, en ek haal aan, miskien kan glutathione help met elke toestand wat bestaan. Jy kan regtig self 'n paar gevolgtrekkings daar maak. Interessant, né? Goed, nou wil ek graag 'n bietjie verwys na die verskillende vorms van glutathione, want party mense sal my kontak, soos van my kliënte, en vir my sê, maar hoorie, waarom kan ek nie net van Amazon sê my die glutathione pilletjies bestel nie? Ek gaan gou vir julle 'n bietjie sê wat die vorms is daar en waarom nie. Daar is verskillende vorms van glutathione aanvulling, soos ek sê, maar op die ou einde is bewys dat die Lifewave plakke vir verskillende redes net die beste is. Kom ons kyk net vinnig daarna. Inspuitbare en binneaardse vorms is verkrygbaar. Studies bewys dat die glutathione vlak daal 'n uur nadat dit toegedien is. Inspuitings kan veral uitslag gee. Nou goed, dan wil ek gou terugverwys na Dr. Perlmutter, wat ek vir julle sê op YouTube video's het oor hy's navorsing wat hy doen met glutathione inspuiting en Parkinson, en die video's wat hy daar het met sy pasiënte is 30 minute nadat die inspuiting gegee is, sien jy die fantastiese verbetering in die simptome. Dis regtig iets om na te kyk om te sien hoe goed glutathione help vir hierdie tipe van probleme. En maar nou net soos ons nou hier sien, na 'n uur dan begin die glutathione vlakke weer af te gaan, né? So dit is die groot verskil wat dit nou het met Lifewave se plakker. Lifewave se plakker help die lewer om dit stadig op te bou en dit daar te hou. Ons kry vloeistof vir die nebulizer. Skus julle, ek weet nie wat 'n nebulizer in Afrikaans is nie. Weet jy? Weet jy, Ilse? Nee, ek probeer nou vinnig dink, ek kan nie nou dink nie. Dan kry ons neusproei, glutathione neusproei, velsproei, 'n droë poeier wat glo die swakste van alles is in die geld, naaste by waardes nie, 'n vloeibare vorm wat jy oral kan neem, en 'n pilvorm. So mondelinge aanvullings is nie so effektief nie, aangesien die dosis te klein is om vir die liggaam te help om daagliks te ontgif. En dit kan neeweffekte hê van darmkanaalkrampe, ongesteldheid, party kry hoofpyne, ander naarheid, en dit is meer gekompliseerd om die regte dosis te vind en vir elke persoon. En borsvoedende en swanger mamas moet eers 'n dokter raadpleeg voordat hulle hierdie produkte oral neem of op die vel spuit of neusproei ensovoorts. Absorpsie van hierdie produkte is tussen 20 en 30%.
Dis maksimum. Dit is ook die rede waarom die plakkers soveel beter is, aangesien die glutathione vlakke verhoog en dit verhoog hou oor 'n tydperk van 24 uur. Met die plakker kan jou glutathione vlakke nie te hoog raak nie. Dit is belangrik julle. Aangesien die liggaam die produksie afskakel wanneer vlakke hoog genoeg is vir jou liggaam se behoeftes. Is dit nie fantasties nie? Goed, om mee af te sluit. Kom ons hoor wat sê Dr. David van sy glutathione vlakke, die waar en die hoe. Hy sê dit is 'n dagplakker en 'n goeie plek om dit te plak is onder die naakie. Nou ja, hoe gereeld jy dit moet gebruik, sal van elke individu se behoefte afhang. Byvoorbeeld, relatief gesonde mense het net nodig 1 maal per week te plak. So dan praat ons van mense wat regtig gesond is, né? Jong mense, gesond eet, gesond leef ensovoorts. Indien iemand alkohol gebruik, onthou nou, dit is wat Dr. David sê, nee, indien iemand alkohol gebruik, daagliks rook, voorgeskrewe medikasies gebruik ensovoorts, dan moet hulle die plakker daagliks gebruik. Want onthou, hierdie is goed wat die lewer baie vergiftig en dit maak ook dat ons laag is in Vitamiin C, selenium en al hierdie ander goedjies wat nodig is vir die lewer om glutathione te vervaardig. Goed, indien hulle dan nie daagliks alkohol gebruik en rook en medikasies gebruik nie, moet dit slegs 1 tot 2 keer per week gebruik word, veral wanneer dit saam met X39 en Ion gebruik word, aangesien hierdie twee op sigself die glutathione vlakke met 30 tot 40% verhoog. Kliniese studies, dit is nou LifeWave, toon ook dat glutathione plakkers wat 12 uur per dag vir 4 weke gedra word, cellulêre funksies aansienlik verbeter het. Die studie het ook getoon dat die glutathione plakker meer effektief is, soos ek dit vroeër genoem het, in die verbetering van cellulêre orgaanfunksie wanneer dit daagliks gedra word. Dit wil sê 7 dae per week in plaas van slegs 5 dae per week. Dan wil ek net vir julle sê weer eens, neem in ag dat hierdie laaste studie wat ek nou genoem het van die 7 dae per week, hierdie studie is nie gedoen saam met die X39 en die Ion nie. Dit is net die glutathione plakker op sigself. So Dr. David se studies toon dat die X39 help om die glutathione plakker se vlakke te bewaar. Baie belangrik om dit te onthou. Nou goed, ek hou altyd van hierdie, sommer net so iets op die tafel vir julle te gooi. So did you know, het jy geweet dat cholesterolmedikasie verminder jou CoQ10 in jou liggaam? En wat is die voordeel van CoQ10? Net so 'n lang lys. Ek gaan ongelukkig nie weer kan nou nie. Gaan Google dit 'n bietjie, die voordele van CoQ10 en dan gaan julle sien as julle enige cholesterolmedikasie is, asseblief kry CoQ10 as 'n aanvuller. Dit is wat die goeie dokters vir ons sê. En het julle geweet, wanneer jy 'n ystertekort het, is dit gewoonlik die meeste gevalle as gevolg van 'n kopertekort. So as ons koperinname aanvullers gebruik, of kosse wat hoog aan koper is, sirkuleer die yster in ons liggaam beter. So dit is my stuk tyd vir vandag en ek hoop julle het dit geniet en was baie lekker om julle te gesels, Elsje. Baie dankie Dr. Gerda de Groot. Dit was 'n sizzling steak. Daar was soveel goed wat jy genoem het wat ek vreeslik graag sou hoor op die recording en vreeslik dankie weer eens vir al die navorsing wat jy vir ons gebring het. Plessie was baie lekker, dankie julle.